Die tolhek, deur Pietro Pieterse. Ou grote, kyk wat doen jy man? Renier kyk vies na die olifant wat met sy groot poot op die kos trap wat hy probeer optel. Nou is dit begrawe, en wie wil nou kos eet wat onder die grond begrawe was? Kan die olifant nie kyk waar hy trap nie? Nou wat het ek alweer gedoen? Almal kla net altyd dat ek in die pad is. Die olifant lyk baie hartseer. Renier is dadelik spyt dat hy so kwaai was. Die olifant kan seker nie help dat hy so groot is nie. Kos is skaars, maar hierdie ou stukkie piesang was buitendien al oorryp. Ek is jammer ou groote, waarheen is jy op pad? Olifant bekyk die muur. Hy is nie gewoon daaraan dat sulke klein diertjies met hom praat nie. Wat is jou naam? Ek is Otto en ek is op pad rivier toe. My naam is Renier. Dalk is daar 'n paar dooie insekte by die dam wat ek kan wegdra. Mag ek saam met jou gaan? Otto kyk met verbasing na Renier. As hulle moet saamloop rivier toe, gaan hy wat Otto is mos doodgaan van die dors voor hulle daar kom. Hoe vinnig kan jy loop? Vra Otto met 'n frons tussen sy oë. Sak jou slurp tot op die grond en wys ek jou. Otto sit sy slurp versigtig op die grond voor Renier. Die muurtjie spring en hol so vinnig hy kan teen Otto se slurp op. Dit kiel Otto dat hy so groot nuus gee. Atjoe! Renier vlieg deur die lug en land op Otto se kop. Sjoe, dankie. Nou is ek sommer klaar hierbo. Dit is darm baie hoog. Ek sal moet vashou dat ek nie afval nie. Otto loer na bo, maar hy kan Renier nie sien nie. Dis goed so, want hy is baie dors en hy kan nie vir die muur wag nie. Otto stap verder aan met die paadjie na die rivier. Renier wieg heen en weer soos 'n olifant stap, maar hy hou styf vas. Tussen die doringboom en die groot klip wag leeu. Hy keer Otto om verder met die paadjie te loop. Jy moet tol betaal, Otto, anders moet jy die ander pad vat. Net toe Otto dink hy gaan hom sommer uit die pad loop, sien hy dat leeu nie alleen is nie. Hy het nie lus om nou die ander pad te neem nie, dit gaan te lank vat. Wat gaan jy doen as ek die tol betaal? Wat wil jy hê? Jy moet vir my 50 maroelas bring. Hier is nie 'n marula boom naby nie. Waar moet ek dit kry? Man, ek is lus vir maroelas, en as jy dit nie vir my kan kry nie, kan jy nie hier deur nie. Otto staan en wonder wat hy gaan doen. Hy weet van 'n marula boom wat naby die groot pad staan, maar dit is gevaarlik daar. Daar's baie mense en karre. Renier klim af tot by Otto se oor en fluister vir hom. Ek sê help, dan kry ons hulle uit die pad, sodat ons kan verbygaan. Otto giggel. Hoe gaan die muur hom help teen 2 leeu's? Genade tog. As hy gaan marula split, kan hy net sowel die ander pad vat. Dit sal eintlik nader wees as om te doen wat die leeu's wil hê. Staan net nader aan een, dan spring ek op hom. Otto skud sy kop en wapper sy ore. Hy sien kans vir een leeu, maar nie albei op dieselfde tyd nie. Hy is bereid om Renier 'n kans te gee. Dalk het die oue plan. Anders sal hy maar vinnig moet hardloop en vergeet van die muur. Hy sal dan op sy eie wees. Otto hou sy slurp uit na die naaste leeu. Hy voel hoe Renier teen sy slurp afhol en probeer sy nuus inhou tot Renier op die punt is. Toe hy nuus, vlieg Renier weer deur die lug en beland op die leeu se rug. Iets byt my. Die leeu tol in die ronde en probeer sy rug bykom. Renier hol tot by die leeu se stert. Nee, hy byt op my poot. Otto storm dreigend op die ander leeu af en trompetter. Die 2 leeu skrik so groot dat hulle omdraai en weghol. Renier spring net betyds van die leeu se stert af. Otto lag lekker met sy slurp op die grond, klim Renier weer op. Al lagend stap hulle verder rivier toe. Wie het nou kon dink dat 'n leeu sal skrik vir 'n muur? Renier is baie bly dat hy kon help. Leeu was sommer snaaks om tol te vra. Almal loop altyd met die pad, hy was seker vandag lus vir skoorsoek. By die rivier klim Renier af en loop tussen die riete deur.
Daar is 'n hele paar stukkies vis wat die visarend laat val het en ook ander goggas wat die paddas gevang het, maar nie wou eet nie. Beslis meer kos as wat daarna by die muurshoop is. Hoe gaan hy dit by die nes kry? Nadat Otto water gedrink het, gaan loer hy wat Renier doen. Hy sien sommer daar is baie kos as wat een muur kan dra. Met sy slurp tel hy van die stukkies vis op en sit dit op sy breërig. Die goggas is te klein om op te tel. Die vis stink, maar Otto hou uit. Omdat ons nou vriende is, sal ek hierdie vis vir jou saam terugneem. As jy en jou vriende dit net weer kan stoot tot waar ek dit kan bykom, dan sal ek dit weer op die grond sit. Dit sal seker genoeg kos wees vir 'n paar dae. Renier is baie opgewonde. Hy het sowaar 'n nuwe vriend gemaak. Daar is baie stukkies vis op Otto se rug. Die muurkoningin sal baie bly wees. Dankie Otto, dit was lekker om die dag saam met jou deur te bring. Jy is 'n goeie vriend, hoor? Goed, julle oulike dingetjies. As julle van my storie gehou het, gooi 'n duimpie, dan weet ek moet nog maak. Julle moet 'n lekker dagie hê en onthou om te subscribe. Dan weet jy altyd eers as daar 'n nuwe ene is. Bye bye.